Ons is lekker in die teenwoordigheid van die. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg. Kan ons net vanaand vir die Here sê dankie. Dankie vir sy goedheid wat ons jaag. So ek gaan vanaand bietjie met jou praat oor baie besonderse onderwerp. En ek dink jy gaan dit geniet. Weet jy wat, kan ek vanaand vir jou sê dat mag vroomheid en opregtheid jou bewaar. Mag dit so wees, omdat ek en jy altyd die Here verwag. Ons het 'n verwagting, man. So dit is opgewonde, ons is opgewonde om hierdie tyd van die aand en op 'n Dinsdag aand lekker saam te kuier. Môre aand is dit weer priesters van die huis, priesters manne aand by die gemeente, by ons kerk, 6:30, ag asseblief kom. Join ons, manne, kom, julle leer baie, dis weer lekker, God het 'n doel en 'n plan met jou. Goeienaand tuis, goeienaand Esther. Ja, ek dink ek is duidelik vanaand, kan almal my duidelik hoor en sien. Ek wil net gou vanaand hierso, ek dink ek gaan vanaand net, so ons het so sê, laat ons nou lekker terug. Johanita, goeienaand, lekker man, lekker om julle op te hê vanaand. Jou en Ricardo, yes, lekker. Hallo Annie, ons wag net gou vir die mense lekker om op te klim, hier klim hulle nou op. Hallo, hoe gaan dit Annie met jou? Hallo Annelie, yes, dit gaan lekker goed hierdie kant, dankie. Ja, so dit beteken môre aand is dit manne, en dan volgende Woensdag is dit weer ons gemeente saam. Goeienaand Jan, hoop dit gaan goed met jou, lekker man, klim op, sê hallo. Deel van jou evangelisasie is om hierdie boodskap te share. Man, weet jy, dit maak dit net soveel en lekker opgewonde. Mense word opgewonde oor die woord. Goeienaand Jan, hoe gaan dit met julle daai kant? Hallo Rita, jou en Fred, gaan dit daar by julle? Hallo Katie, goeienaand, hoop dit gaan goed, almal wat luister. Ek wil nou net kyk, waar is Wendy te Bruto? Ek het haar nog nie opgesien kom vanaand, ons moderator moet. Is sy op vanaand nie? Ek het nou nog nie gesien nie. Wag nou maar net vir hulle om op te klim. Daar is sy. Ek hoop almal kan my lekker duidelik hoor, en laat die syne goed is. Ek sien ons het so 'n bietjie van 'n area outage hier in omgewing. Goeienaand, Charlene van die Merwe, hoe gaan dit? So ja, ek dink ons van die torings, ja, Swendy, sy sê sy's hier, wonderlik. Nou voel ek sommer verlig. Hallo Tenis, hoe gaan dit daar met julle? Ek het mooi gesing voor die diens. Nee, o genade, ou Annie. Ek dink nie so nie. Naande Linda, lekker man, lekker. Yes. So ons gaan vanaand 'n bietjie lekker gesels oor 'n tema wat ek bietjie diep uit die woord uit kry. En dit is iets wat ons moet verstaan. En ek wil vanaand vir jou iets sê en jy moet dit verstaan in die konteks hoe ek dit vir jou gaan sê. Hallo Maritza, daar uit Natal uit. So ek wil vanaand met jou praat oor ons hoef nie God se goedheid en troue liefde na te jaag nie. Norman, goeienaand, lekker. So wat beteken, weet jy, dit is altyd maklik vir ons as mens wanneer dit goed gaan om God se troue liefde te ken. En lofprysing kom net soveel en makliker en ons kan altyd getuig van dankbaarheid wat ons altyd moet doen en dit is nogal belangrik. Maar wanneer dit baie keer kom by die beproewing, wanneer dit kom by die moeilike gedeelte, dan voel hierdie lof dikwels soos opoffering. So ek weet nie of julle ook so voel nie, sê vir my vanaand. Voel julle ook baie kere so, wanneer dit kom, wanneer ons so in 'n beproewingstyd is, dan is dit so asof lof dikwels baie keer 'n opoffering moet wees. Maar ek wil gou hê jy moet iets hoor vanaand. En dit is dat God altyd die eer moet kry. Hy moet altyd die eer ontvang. Dit is baie belangrik dat ons dit moet verstaan. En ek wil vanaand 2 karakters, maar ek gaan by die een stil staan en ek wil vanaand jy sy vers gebruik wat hy geskryf het en soos Dawid en Job het dit baie goed verstaan. Hierdie 2 mense het dit baie goed verstaan. En Job kom en dan skryf hy en hy skryf vir ons in Job 1 vers 21
Na al sy verlies, ek het nog nie eintlik al iemand seker so teëgekom met so groot verlies nie, en ek dink daar is al seker baie verlies in mense se lewens, maar wat ek alself naby my ontvang het, of ek sien nie so verskriklike weer wat opsteek, en iets wat 'n mens moet verstaan is dat, en soos Job het dit goed verstaan, wat dit beteken, en dan dan sê hy nog steeds, geloof sy die naam van die Here. In Job 1 vers 21 sê hy daarso, naak het ek uit my moeder se skoot gekom, en naak sal ek daarheen terugkeer. Die Here het gegee, en die Here het geneem, die naam van die Here sy geloof. En dis iets wat Job verstaan het, en dit is iets wat ek en jy ook as 'n mens moet verstaan het. Maar dan kom ons by Dawid se dieper woorde in Psalm 23 vers 6, het so 'n diepe betekenis, en hierdie is vir my ongelooflik kragtig, dit is vir my mooi. Nie elke dag voel goed nie. Ek dink elke mens kan dit maar vanaand getuig. Nie elke dag voel vir ons goed nie. Maar een ding wat ons vanaand kan getuig is, dat God is goed, God bly goed. En as ek vanaand 'n vraag mag vra is, waarvoor jaag mense vandag die meeste in die lewe? Dan kan jy antwoorde kry soos, mense jaag na vrede, mense soek net stabiliteit. Ek dink 'n mens kom op 'n punt in jou lewe waar jy net bietjie stabiliteit soek, jy soek net 'n rustigheid, jy soek net seën, en baie mense jaag net vir erkenning. Ja, selfs gelowiges raak soms vasgevang in hierdie denke. En dit is so, jy kan maar gaan kyk, baie mense kom en sê hulle, maar weet jy wat, as ek net harder bid, jy hoef nie, as ek maar net meer getrou is, weet jy wat, wees in jou karakter lief vir God, God is goed, God ken jou hart. Dan kom mense dan sê hulle, maar weet jy wat, as ek hierdie dinge doen, dan sal God my seën. Dan sal God se goedheid kom. Hoe kom God se goedheid? Dan sal sy liefde my bereik. Nee, weet jy wat, dis juist waar ons as mens die fout maak. God is nie 'n aannemer van persoon nie. Hy kom nie en dan dink hy, maar weet jy wat, hierdie persoon moet meer en intens bid, of hierdie moet net meer getrou wees, en hierdie moet net, nee, glad nie. Weet jy wat, Psalm 23 kom en hy breek hierdie hele denkwyse oop, en hy kom gee dit vir ons mooi. Hy sê vanaand vir my en vir jou, ons hoef nie, hoor mooi, jy kan dit ook skryf, dan weet ek jy's met my, ons hoef nie God se goedheid en troue liefde na te jaag nie. Weet jy hoekom? Want dit jaag ons. Hoor mooi, dis mooi, dis wie die Here is. Baie mense sien God as so streng, moeilik om tevrede te stel, en is altyd miskien besig net om ons foute raak te sien, en is altyd besig om ons te toets. As iets in iemand se lewe verkeerd gaan, die eerste ding wat ek baie kere hoor is, hoekom toets God my? Wat doen ek? Hoekom moet die Here my die hele tyd toets? Hier skryf Norman, pastoor, ek het so 'n paar, Norman, wat ek net gou by jou dink, weet ek nie waar. Ok, Norman, weet jy wat, nee? Daar sê, pastoor, ek het 'n paar jaar terug alles verloor, en tot vandag toe dien ek God. Wonderlik, hy is my steunpilaar. Amen, dankie vir daai wonderlike getuienis. Weet jy wat? Hierdie beeld, wanneer ons hierdie beeld het van God, dat hy ons toets, en dat hy die een is, of hy is moeilik om tevrede te stel, dan het ons, as kinders van die Here, 'n stresvolle lewe. Weet jy wat, ons sê altyd, ons moet harder probeer, ons moet beter wees, ons moet meer doen. Nee, dis glad nie hoe dit werk nie, dit is nie hoe God werk nie. Dan, as jy daai denke het, dan wil ek vanaand vir jou sê, dan raak geloof nie rus nie, dit raak prestasie. Ons moet nie prestasie georiënteerd wees nie. Ons moet rus in hierdie geloof kry van God. En weet jy wat, Psalm 23 begin met 'n baie mooi gedeelte. Hy begin om te sê, die Here is my herder. Hoor mooi. Maar, en dan eindig Psalm 23 met hierdie kragtige waarheid. Hoor gou wat sê hy. Goeienaand Linda, hallo Louise, hallo Denet, hallo Jackie, baie welkom julle. Dan eindig hierdie Psalm 23 in vers 6 met hierdie kragtige waarheid. En hy sê vir ons, hoor wat sê hy, sê, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly tot 'n lengte van dae.
Wat beteken dit om te sê, ek bly in die huis van die Here? Dis nie die kerkgebou nie, dis nie die fisiese gebou nie. Dit beteken dat ek 'n verhouding het met God en dat God 'n verhouding het met my. Dit beteken dat ek 'n geloofswaardigheid in my het. Ek glo aan Jesus Christus, ek glo aan God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek glo aan sy intimiteit. Ek glo aan my intimiteit met die Heilige Gees om ons te verenig deur hierdie krag te kan verstaan. Hoor wat sê hy vir ons, dis kragtig, dis 'n kragtige waarheid. En ek sê weer vanaand, ek wil hê jy moet dit vanaand verstaan, om te praat oor die liefde van God is nie iets wat ek en jy moet jaag nie. Dis iets wat ons jaag. Hy sê, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En wanneer ons gaan kyk in die Hebreëse woord, beteken hierdie volg nie agteraan stap nie. Nee, dit het 'n kragtige betekenis. Dit beteken doelgerig. Dit beteken pertinent. Dis 'n doelgerig om ons te agtervolg elke dag van ons lewe. Kind van God, hoor mooi vanaand. Ek wil hê jy moet iets verstaan. Jy moet verstaan dat as jy 'n kind van die Here is, gaan elke dag nie goed gaan nie. Jy gaan nie goed voel nie. Jy gaan beproewings kry. Jy gaan dalk, soos jy sê, getoets word. Maar iets wat jy moet verstaan is dat ek en jy nie nodig het om prestasie na te jaag nie. Ek en jy kan net onsself wees. Ek is nou juis besig in ons Bybelskool met oor hoe om die bediening te betree, hoe om as 'n geroepene of as om hierdie kind van God te verstaan, waaroor dit eintlik gaan. Waaroor gaan jou bediening of waaroor gaan dit om die bediening van die Here te verstaan? Met ander woorde, wat ek vanaand vir jou wil sê is, God se goedheid en guns soek jou. Kan jy 'n bietjie vir my 'n amen gee, man? Kan jy vanaand net sê, weet jy wat? Dis eintlik amazing. Is dit hoe die Here werk met my? God se liefde is besig om jou in te haal. God se genade is nie passief nie. Hoor gou mooi, dit is aktief. Dit is aktief. Dit was nog nooit afwesig nie. God se goedheid en guns, sy genade is aktief elke dag vir jou. Weet jy wat? Ek het altyd hierdie gesegde wat sê dat godsdienst sê, as ek reg leef, sal God my lief hê. Nee, maar hoor wat sê die evangelie. Gaan kyk 'n bietjie na die boeke van die evangelie, van Matteus regdeur tot in Johannes. Die evangelie sê, omdat God my lief het, kan ek reg leef. Is dit nie so nie? Omdat God my lief het, kan ek reg leef. Weet jy wat? Die saad wat ek en jy saai, die vrug wat ek en jy in ons lewe dra, is hierdie passievolle, aktiewe geloof en genade wat die Here in ons lewe gee. Ons het 'n verhouding met die Here. Ons het 'n karakter. Ons het 'n identiteit. Ons is mense, Christene, kinders van die Here, noem wat jy wil, wat integriteit het. Weet jy wat? Baie kere in godsdienst, dis die ding van godsdienst. Godsdienst sê, ek moet eers verander. Dan sal God my aanvaar. Maar die evangelie, gaan kyk na die evangelie, wanneer ons ook kom in die Bybelskool. En ek hoop, ek bemoedig jou om die Bybelskool te doen, want dit is ongelooflik belangrik. Evangelie sê, God aanvaar my, en daarom verander hy my. Die woord sê dat ek is die klei, en hy is die pottebakker. En dit gaan ek ook nog op uitbrei. So, omdat ek God lief het, gaan hy my verander. Jy sien, God se goedheid is nie net lekker dinge nie. Nee, maar God se goedheid is sy hart, is sy karakter. As ek sê sy hart, dis jou motief. Dit moet jou motief wees om na 'n erediens toe te kom, wanneer jy na 'n byeenkoms toe kom, ongeag wat dit is. Dit beteken dat jy moet kom met 'n verwagting. Jy moet sê, Here, gee vir my iets. Baie mense kom dan sê hulle, maar ek het nie iets gekry of iets ontvang nie. Ja, is moontlik. Miskien het jy net nie daai Sondag iets ontvang of wanneer ook al nie, of in die erediens iets ontvang nie. Maar dank die Here dat baie ander mense die woord ontvang het. Jy sien, want wanneer ek en jy daar is, sal het jy nie iets ontvang nie. Bemoedig dit jou, dit stig jou en dit vertroos jou. Dit gee jou die krag en daarom kan jy die hart van God beleef.
En daarom moet jy verstaan as ek sê dat dis nie vir my en jou nodig om God se liefde na te jaag nie. Dit jaag jou na. En ek moet hê jy moet iets verstaan dat wanneer ons God se goedheid beleef, dan sien ons daar is iets anders ook. Dis sy bedoeling met jou lewe. Hy het 'n doel met jou lewe. Weet jy wat is die liefde? As ek vir mense sê, beskryf my die liefde, dan sê hulle vir my Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld. Maar weet jy wat? Sy liefde kom, dan sê hy vir ons dat voor die grondlegging van hierdie wêreld, omdat God jou geformeer het, omdat hy jou as mens gemaak het, het hy reeds met jou, vir jou 'n plan. Het hy jou reeds al lief gehad. Toe jy nog in die gees beweeg het, in die geestesrealm, toe jy nog daar gesê het en daar rondgegaan het en hy het gesê, nou moet ek vir jou 'n ma en 'n pa kry, en ek glo, ek sê altyd, ek sien dit so, daar, as ons daar klein geestelike babietjies is, dan sê ons daar voor die Here, pick me, pick me, pick me. Ek dink dis altyd hoe ek hierdie beleef en hoe ek dit sien, en dit is so ek altyd hierdie geboortene of geborenes beleef, en dit is altyd hoekom dit vir my so mooi is, en ek dink iewers het ons toch net gesê, pick me, jy weet, so, ek dink dit is iets wat ons moet verstaan. Verstaan jy vanaand God se troue liefde? Is 'n vraag. Verstaan jy dit? En ek dink dis baie belangrik. Die Bybelwoord beteken verbondsliefde, regdeur van die begin af, Ou Testament, verbondsliefde. En dan kom ons by die Nuwe Testamentiese gedeelte, en dan sien ons dat hierdie verbondsliefde oordra na onbreekbare liefde. Niks kan ons skei van die liefde van God nie. Niks. Wat kan ons skei? Niks kan ons skei van die liefde van God nie. Ek wil hê jy moet dit vanaand verstaan. Ek wil hê jy moet vanaand verstaan, as jy voel, maar ek is nie iewers te aanwesig nie, of ek word getoets, so weet, vertrou God. Vertrou God. Hoor vanaand hierdie diepe waarheid in jou hart. Jy is nie besig om God se goedheid te soek nie. God se goedheid soek jou. Jy is nie besig om God se liefde na te jaag nie. God se liefde jaag jou na. Hoor mooi. Ek en jy is nie verlore in sy oë nie. Ek en jy is geken. Hy ken jou by die naam. Hy sê jou naam is geskryf in my handpalm. Uit hierdie hand sal niemand jou ruk nie. Hy sê ek ken elke haar op jou hoof. Maar die wat nou nie hare het nie, okay, maar hy ken dan iets anders van jou. Goed, so, ek glo dit vanaand. Ek verstaan dit, en ek hoop jy moet dit vanaand verstaan. Ons moet leer om hierdie te bid. Weet jy wat, ons gebedslewe moet dalk verander. Ook in die Bybelskool, wanneer ons in die gebed ingaan, is dit ongelooflike baie lesings wat gaan kom oor gebed, want daar's baie leringe oor gebed. En iets wat ek vanaand net vir jou wil nalaat, is dat ek en jy hierdie moet leer om dit te bid. Ons moet leer om te sê, leer ons, Here, hoor gou mooi, ek gaan dit stadig sê, Wendy, dan kan jy dit daar skryf, mense kan dit gaan leer. Die eerste ding is, leer ons om te rus in u teenwoordigheid. Leer ons om te rus in u teenwoordigheid. Goed, die tweede ene is, leer ons om te leef vanuit u liefde. En dis belangrik. Ons moet nie worry oor om God se liefde na te jaag nie. Ons moet bid om te vra, Here, leer ons om te leef vanuit u liefde. So die eerste een is, leer ons om te rus in u teenwoordigheid. Die tweede een is, leer ons om te leef vanuit u liefde. Die derde ene is dat, leer ons om te glo. Leer ons om te glo wat u reeds oor ons gesê het. Begin 'n bietjie in jouself te glo. Begin om te glo dat jy 'n verloste is. Begin om te glo dat jy deur die geregtigheid van God bewaar word. Want jy weet, omdat jy sy goedertierenheid elke dag verwag, kan jy saam met hom wandel. Hoor mooi. Leer ons ook, kom ons leer ook so om te bid dat ons ontvang vandag u goedheid. Sê dit in jou lewe. Sê dit elke dag van jou lewe. God is nie net 'n God wat een dag vir jou in 'n jaar wil goed wees nie. Man, hy wil elke dag vir jou goed wees. Elke dag, van maandag, dinsdag, woensdag, hy gaan vir jou môre goed wees, hy gaan vir jou donderdag goed wees, hy gaan vir jou Vrydag goed wees. En hy gaan vir my ongelooflik goed wees Saterdag op die golfbaan, verstaan jy? So hy gaan vir my goed wees. Ek weet sommer hy gaan vir my goed wees. Ek sê nou maar hierso, want ek weet Gielie is nou hier op. So,
Ja, maar hy gaan vir hom ook goed wees, maar iemand moet dalk 'n klein bietjie beter kry. Nee, ek spot sommer. Nee, ons moet verstaan dat ons elke dag God se goedheid moet verwag. Ons ontvang elke dag u troue liefde. Bid daarvoor. Here, dankie dat ons dit elke dag kon ontvang. As daar iemand is vir wie ek wat my liefhet, weet ek, Here, u het my opreg lief. En dan moet ons ook bid. Ons ontvang vandag u genade. Dankie elke dag van ons lewe as ons opstaan. Moet ons oë doelgerig wees op die koning van die konings in die koninkryk van God, om te weet dat wanneer ons in die verborgenheid is, en wanneer ons in ons binnekamer is by die Here, wanneer ons nog op ons bed is, wanneer ons net van ons bed afgeklim het, bid ons tot die Vader wat in die verborgenheid is. En dit is om te sê, dankie Here dat u my wakker gemaak het. Dankie dat u nog 'n dag vir my gee. Dankie dat u vir my nog 'n dag gee uit u genade uit. Dankie dat ek dit vandag kan ontvang. Jesus, dit is so mooi. Dit is so mooi. En dan, laastens, vandag Here, vandag is ons dankbaar vir u goedheid. Weet jy wat? Dit is so belangrik om hierdie dinge in jou lewe in te bid. Dit is so belangrik om hierdie woorde in jou lewe in te praat. Want weet jy wat sê die woord? Die woord sê, en ek gaan vir jou dit gee. Baie bekend. Kom ons gaan vanaand na die bekende gedeeltes toe. Daar is ongelooflike baie bekende verse. Maar hierdie is kragtig. Spreuke 18. Spreuke 18, nou weet julle waar ons is. So julle maak sommer dadelik daar oop. Julle ken dit al uit julle koppe uit. Maar laat dit 'n bietjie vir jou toepaslik wees in jou lewe. Goed. Hy sê daar, dood en lewe lê waar? In die mag van die tong. Hoor daar. So wanneer ek mos bid, dan sê ek mos opreg en eerlik voor God. Dan vertrou ek mos dit. Ek gaan nie nou sê, Here, dankie dat u my leer om in u teenwoordigheid te wees. Dankie dat u my leer vanuit u liefde. Dankie dat ek reeds kan glo wat u oor my sê. Dankie Here dat ek u goedheid kan ontvang. Dankie dat ek die troue liefde kan ontvang. Dankie dat ek die genade kan ontvang. Net om uit te gaan vandag. En dan om weer negatief oor jouself te dink. En om te dink dat God jou toets en jou beproef en allerhande goed. Elke mens kan hierdie beproewing weerstaan. Want die woord sê, dood en lewe lê in die mag van die tong. En elke een wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Hoor hoe praat hy? Weereens, wat se vrug gee jy in jou lewe? Nou praat ek 'n bietjie in jou eie lewe. As hierdie koffie roep my. Jo, dis lekker. Hoor gou. Wat se vrug praat jy in jou lewe? Om te kan weet dat God se goedheid my volg. Hoekom kan ek en jy erken om te sê, maar weet jy, die duiwel, ons gee soveel lof aan die duiwel, maar wanneer gee ons bietjie lof aan die Here? So ek wil eintlik amper vir jou sê, moet nooit in jou lewe met my kom redeneer om te sê dat die Here jou vergeet het of die Here jou nie liefhet nie. Kry jou neus in die Bybel, begin skrifte bid. Begin dit te doen en begin dit wat die woord sê. En elkeen wat dit graag gebruik sal die vrug daarvan eet. Is dit nie mooi nie? Dankie. Dankie Here vir hierdie dag. Al was dit 'n moeilike dag. Al was dit 'n uitdagende dag. Kom ons sê nie meer moeilik nie. Want dit is 'n woord wat ons nie wil gebruik. Kom ons sê dit was 'n uitdagende dag. Weet ons dat ons Here is in beheer. Ons koning is in beheer. Ons het oorwin. Weet jy wat? Kom laat my en jou mond 'n bietjie roep na die waardigheid van dit wat God wil hê ek en jy moet hoor. En dit is dat goedheid en guns my sal volg al die dae van my lewe. Al die dae van my lewe. Dankie dat jy vanaand saam geluister het. Yes, môre aand, manne, weet jy hoef nie ons kerk te wees nie hoor. Jy hierdie tag 'n man wat jy ken en dan sê jy vir hom gaan bietjie môre aand na No Limits toe. Because there is no limits when it comes to God. Ek wil dit vanaand vir jou sê, daar is nie 'n limiet gekoppel aan God se goedheid en God se guns in jou lewe. Daar is nie 'n grendel 'n limiete gestel nie. There is no limits when it comes to God. Weet jy wat vir die mense onmoontlik is nie vir God onmoontlik nie. Ek wil hê jy moet vanaand weet dat ek en jy
'n uitverkore koningskind is, man. Dat in hierdie dag niemand ons kroon sal vat nie, en dat goedheid en guns ons sal volg al die dae van ons lewe, en dat ons passievol is, en dat God se goedheid en liefde nie net passief is nie, maar dat dit 'n aktiewe gebeurtenis is in ons lewe. Kom ons getuig daarvan. Dankie daarvoor. Dankie Here, dat ons u guns kan ervaar. En Here, dankie dat u 'n God is wat ons as mens soveel geskenke gee. Nie fisiese geskenke nie, ja dit ook, maar wel ook geestelike geskenke. Dankie dat ons vanaand weet, Here, ons as vriende, ons as mede-erfgenames, ons as boeties en sissies, dat ons vir mekaar kan bid, en dankie Here, dat ons nog sterker hierdeur kan kom as ooit tevore. Dankie dat u Gees vir ons so gaan lei, dat dit 'n jaar van verandering gaan wees, Here. Ons weet vanaand ook, dat u elke krankheid bind, en dat u elke verslaag gees, Here, vanaand bind, en dat u vir ons net gee 'n hart van verstandigheid, wat verwerf kennis, en 'n oor om te soek na die kennis van God. Dankie Here, dat ons dit kan soek, en ondervind en kry uit u woord uit. Dankie Here, dat u ons ongelooflik lief het, en dat u liefde, u goedheid en u guns ons sal volg al die dae van ons lewe. Amen. Julle moet 'n geseënde aand hê. Vir die wat ek sien môre aand, lekker aand, of sien julle môre aand. Volgende week is ons weer as 'n gemeente saam, en ons eer die Here. Dankie, Jesus like jou.